Welkom by hoofstuk 5 van Ontdek 201. Jy en jou gemeente. Ons gaan nie al die vrae antwoord in die boek nie, maar dit is so opgestel dat jy dit kan doen as selfstudie. Natuurlik is dit ideaal dat jy die kursus moet bywoon. Die kursus is 'n 6 weke kursus wat ons aanlyn en in persoon aanbied en dit sal wonderlik wees om jou daar te hê. Indien jy dit nie in persoon kan bywoon nie, kontak ons en ons sal vir jou laat weet wanneer die volgende aanlyn sessie is, of as jy hier in die areas kom woon dit in persoon by. Wil jy ook mooi vra om notas te maak soos ons aangaan en elke vers weer in jou stilte tyd te lees en daaroor te bid. So, kom ons spring weg. Gemeente wees. Ek wil vir jou in hierdie sessie uitdaag om 'n hoë dink van die kerk te kry. Ek dink oor die jare het mense half en half skieu geraak oor die kerk en mense sê hulle het allerlei stories om te vertel oor die kerk wat eintlik waar hulle seer gekry het en ongelukkig is. En ek wil jou herinner, die kerk is vol foute. Ongelukkig, die kerk is vol foute. En die hoofrede daarvoor is, want jy is in die kerk en ek is in die kerk. En wanneer ons in die kerk is, want ons het foute, bring ons foute saam in die kerk. Maar die kerk behoort nie aan 'n mens nie. Dit behoort aan Jesus. En ek en jy moet dit altyd onthou. Ek en jy moet lief wees vir die kerk soos wat Jesus vir die kerk lief is. Nie omdat die kerk goed en reg en perfek is nie, maar omdat dit Jesus in is. Dit is op die einde van die dag die liggaam van Jesus. En mense maak foute. Onthou, ons wil hê stikkende mense moet kerk toe kom. Jesus sê dit tog uitdruklik. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ek wil vir julle nuwe krag gee. Ek wil vir julle rus gee. Nou, as dit Jesus se uitnodiging is, raai wie gaan in die kerk wees? Ja, die tollenaars, nie die prostituie, die fariseërs, die sadduseërs, die priesters wat tot bekering gekom het. En gaan hulle perfek wees? Nee, hulle gaan nie, net soos ek en jy. En daarom, ek en jy moet 'n bietjie van 'n dikker vel kry en sê, weet jy wat? Ons gaan dalk partykeer gestamp en gestoot word in die kerk, maar dis okay. Dis waar Jesus ons wil hê. So, onthou, die kerk behoort nie aan 'n mens nie. Dit behoort nie aan my en behoort nie aan jou nie. Dit behoort aan Jesus. Hoor dit hierdie woorde in 1 Timoteus 3 vers 15 wat Paulus vir Timoteus skryf. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Nou, wie is die huisgesin van God? Hy gaan verder. Dit is die gemeente van die lewendige God. So, wie se gemeente is dit? Die lewendige God se. En dan sê hy, die gemeente, dis nou ek en jy, alle gelowiges, is die draer en die beskermer van die waarheid. Dit is belangrik om aan vas te hou. Hierdie gemeente, waarvan ek en jy praat, moet ek en jy hoë dink oor kry. En baie versigtig wees wat ons sê oor die kerk. Want op die einde van die dag is dit Jesus.